Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now, for today's lesson. Maar ek wil nie laat jy my raak sien vandag nie. Ek wil nie laat jy sien wie staan hier nie. Ek wil laat jy sien wie is dit wat met jou praat vandag. Dit is God se woord. En as u sê, doen slegs u wil, Heer, vorm my en maak my. U wil dit nie gedoen hê aan u nie. As God met u begin werk en hy begin u vorm, gaan u seer kry. U gaan pyn hê, u gaan lyding hê. Dit gaan seer wees. Want hy maak jou nie soos jy wil wees nie. Hy maak hom soos wat hy wil hê moet wees. En as jy sy wil doen, dan doen jy nie jou wil nie. En sy wil is baie moeilik. Dis nie 'n Mickey Mouse God wat jy aanbid nie. Jy kan hom nie op 'n rakkie sit nie, of sy ou boekie daar gaan bære nie. Hierdie is God se woord. En hy praat met jou. En as hy nie meer met jou praat nie, en jy vrees hom nie meer nie, en respekteer hom nie meer, en sê, Here, ek wil elke dag meer en meer en meer van u hê. Dawid se stuk, ek smag soos 'n bok na waterstrome, so smag ek na u woord, o Here. U is my rots, u is my vesting. Wanneer laas het jy dit geskree? Wanneer laas het jy dit gebid? Wanneer laas het jy so dors gekry? Dat jy sê, ek moet die Bybel saam met my vat. En dat of jy een ding sê, die Bybel om hom saam met jou te vat is nie genoeg nie. Jy moet nie die Bybel saam met jou vat nie. Jy moet die Bybel in jou vat. Want Jesus het dit gedoen. Jy nou net sê, ek wil soos Jesus wees. As 1 Johannes 2 vers 6 sê hierdie woorde, hy wat sê dat hy in hom moet ook wees, selfs soos Jesus geleef het. Die nuwe vertaling sê, hy wat sê dat Christus in hom, Jesus in hom is, moet self wees soos wat Jesus geleef het. Nou as jy sê, ek wil soos Jesus wees, begin leef soos hy. Hoe het hy geleef? Hy het vergewe, hy het gebid, hy het uitgegaan, hy het disippels gemaak. Hy het nie op sy alie gesit in 'n kerk nie. Hy het uit sy troon uitgekom, afgekom na die aarde toe. Nadat Adam en Eva, hulle het alles gehad. Hulle het alle rykdom gehad, hulle het sy teenwoordigheid gehad, hulle het alles gehad. Maar nog steeds het hulle besluit om hulle eie ding te doen. Hulle wil soos God wees. Hulle wil eie besluite neem. Moenie laat God vir my sê wat ek moet doen nie. Daar is die eerste ding wat gebeur het. En dit is tot vandag toe nog so. Ons wil nie by God in die paradys wees nie. It's te boring. Ons wil nie kweekskool stuur nie. Meeste mans, ons sien, dis baie vrouens is in predikante en pastore. Hoekom? Omdat die mans te papbroekig is om dit te doen. Weet nie hoeveel mans per dag pleeg selfmoord nie. In Suid-Afrika, ek praat van Suid-Afrika. Elke dag 8 mense pleeg selfmoord, die meeste van hulle is mans, van 12 jaar af tot 25, en dan van 50 af by 60 se kant. 25 mense kom by die foon hierdie ouens en sê, ek wil selfmoord pleeg, help my. 25 mense per dag by hierdie nooddienste. Elke weet nie hoeveel sekondes word 'n vrou verkragt nie. In Suid-Afrika nie. 85 mense word aangerand om bodily harm. 58 mense word doodgemaak. Ons lewe in 'n wêreld wat niks met God wil doen nie. 'n boerevolk wat God verlaat het. Wat gesê het, Here, ons bring aan U 'n gelofte. Kom ons kom by my Bybelvers uit. God het op die berg gepraat. Kyk net daar. Deuteronomium 5
Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met hulle gespreek. Die mense was so bang vir God. Hulle het eers na God toe gaan. God het hulle gered uit Egipte uit. Hy het hulle gevat na die berg Horeb toe. Toe vat hulle na die berg toe. En wat gebeur? Toe sê God vir die mense, kom, en toe hulle sy stem hoor, toe val almal agterom. Hulle het ongeval van vrees, toe God begin spreek. Toe sê hulle vir Moses, nee, ons wil nie op die berg gaan nie. Ons is te bang vir daai God. En toe staan hulle hele en weg. Jy sal daar sien. En toe het die Here by die donderslag blitse. Ek wil dat jy dit imagine. Jy sien nie voor jou donder weer, die wind waai, dit is donderslag, dit is donderstorms. Dit is vuur, die berg is aan die brand. Daar is geluid, dit was skyn, rokende, die bassyne is deurgeblaas, rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand gebly. Nou meeste van die mense wat ek vandag ken, wat die Here dien, doen dit. Hulle sê ek wil eerder op 'n afstand bly. Ek wil eerder op 'n afstand bly. Ek wil eerder daar gaan sit in die preekstoel, in die banke. Maar hier, waar op die berg van God is, waar hierdie manne staan, en met God se woord bring, hulle staan in die vuur. Ons wil eerder niks doen nie. Nee, die God het sê, elke ene wat glo, moet disippels gaan maak. Hy sê die Heilige Gees kom op elkeen en julle sal disippels maak. Hy het nie gesê predikante maak disippels nie. Hy sê elke ene wat glo, gaan lees dit in jou Bybel. Die mense, toe Petrus spreek, toe val hulle op 'n knie en sê ons is so aangeraak. Wat moet ons doen? Toe sê hy, glo in Here Jesus Christus en julle sal gered word en gemaak disippels van alle nasies. Maar wat het die kerk toe gedoen? Nee, nou gaan luister ons na die pastoor en die predikant. Ons staan liewerste weg van die berg af. Ons is so bang, God gee vir my iets om te doen. Weet jy wat, ek het 'n werk, ek het 'n vrou en kinders. Ninnes, jy verstaan nie, pastoor, jy verstaan nie wat jy sê die. Ek het 'n vrou en kinders, ek moet vir hulle sorg. Hoe moet ek weet, hy gaan, 'n pastoor het vir my gesê, toe ek vir hom sê, ek sê, evangelis, jare gelede, toe sê hy, nou is my, jy moet die agterdeur oophou, ingeval, ek sê, ingeval, God nie, doen wat hy sê nie, ingeval hierdie, God nie sê, doen wat hy sê nie, moenie worry oor die dag van môre nie, sê God, ek sal vir jou sorg, gee my, jou hele lewe, hy wil jou hê, soos hy bol klei, hy vat jou, en dan maak hy jou, en dit maak seer, en dit is partykeer lekker, en dit is kielie, en dan is dit weer seer, en is dit lekker, en is dit weer seer, maar as God jou vat, dan loop jy in 'n vuur, want kyk wat is hy, onthou, dis toe hy die 10 gebooie gebring het, nou bring hy dit af, hier is Moses, die volk staan aan die kant, maar Moses stap in hy vuur in, hy stap op hy berg in, daar is 50 ouens daaronder, die volk staan weg van die been, hulle moes hulle self reinig. Hulle moes hulle self reinig vir 7 dae lank. Maar hulle moes afstand hou, want as iemand aan hy berg raak, sterf hulle. En wat gebeur toe? Kyk net die gesig wat jy hier agter jou sien. Duisende, 10.000, so het die volk op, van 10, van hulle het gesê, 10.000, die Engel sê, angels, daar was angels, holy people, met die woord van God, hier kom God af, en Moses staan daar, en hier kom en die volk sien, 10.000 engele, wat saam met God afkom aarde toe in 'n vuur. Jy sal jou bewe, jy sal bewe, as jy God sien. Jy sal nie hier so sit nie, jy sal bewe as jy dit sien, en hier kom God af, en hy kom maak jou en vorm jou soos hy wil. Eksodus 20:21, so het die volk dan na afstand gestaan, nie nader gaan.
Ek gee vir die verse, dat jy kan sien, dit is in die Bybel, en ek lieg nie, want ek wil vir jou so 'n prentjie skep. Wat gebeur? Ons het nie meer mense, wat in die donderslag, in die vuur van God wil ingaan nie. Ons staan in die afstand, ons wil nie meer by die berg wees nie, want ons wil nie doen wat God wil hê ons moet doen nie. Ons is te bang, hy verander ons, dan moet ek nou doen wat hy wil hê. En weet jy, dan is ek het my vriende, jy verstaan nie mooi nie. Jy verstaan nie mooi nie. Hy gaan my miskien stuur na 'n plek toe wat ek nie wil wees nie. Is omdat ons hier so sit en ons kan nie vir mekaar meer kom vertel en sê, weet jy wat het God hierdie week vir my gedoen? Wat het God vir jou hierdie week gedoen? Het jy iets gesien? Het jy iets wonderliks gesien hierdie week? Het jy die vuur van God gesien in jou lewe werk? Kom ons gaan vinnig aan. Hebreërs 12:29, want onze God is 'n verterende vuur. Wat beteken vuur? Dit beteken skoonmaak, dit beteken brand, dit beteken versuiwer, dit beteken stuur. Die vuur beteken ook om iemand te stuur. Hier sal dit nou sê, dan gaan dit vinnig vir jou gooi. Hierso. Dit is God vuur in jou lewe bring. As jy vir hom vra, doen met my soos u wil, Heer, dan gaan hy vir jou iets gee om te doen. Want u moet sy wil doen. Nie jou wil nie. Eksodus 13, en die Here het voor uitgetrek. Dit was 'n vuurkolom. Ek ken die storie. Al die stories ken. 'n vuurkolom. Wat het gebeur? God het afgekom in 'n vuurkolom. Dis soos 'n pilaar. Wat is 'n pilaar? 'n vuurpilaar. 'n pilaar hou 'n dak op. 'n pilaar se werk hou 'n dak op. Van die grond hou hy die dak en die grond bymekaar. En dit is wat God begin doen het. Jy sien dit in Genesis, in Exodus. Jy sien dat God uitreik van die hemel af, net soos met Jakob se leer. Met die leer wat van in God het afgekom na Jakob toe. Het jy geweet dat God wil afkom na jou toe? Ek het laas keer vir julle gesê, God wil met jou praat, hy kom af na jou toe. Hy is nou daar langs jou. Hy is by jou. Hy sê my gees is in jou, en hy praat met jou, maar jy sê dan sê, doen slegs die wil Heer, maar moet my nie vorm soos jy wil nie. Eksodus 13:17, en die Here het voor hulle uitgetrek. Kyk wat doen hy? Wat doen die Here met jou? As die Here vir jou is, broer en suster, en jy stap saam in die vuur, en jy is soos Moses in die vuur, dan gee hy vir hulle lig, en hy wys vir hulle waarheen om te gaan. Kyk na ons wêreld is in 'n warbel. Ons het mense wat de mekaar is, want hulle is nie saam in die vuurkolom, in die wolk by die dag nie, die wolk wat 'n skade gee. Jesus is so lief vir jou, daar staan in Jesaja, weet jy nie my kind, hoe lief is ek vir jou nie, gaan lees dit self op, ek wou dit hierdie week vanoggend gepreek het. Weet jy nie dat God jou, laat ek jou so lief het nie my kind. In Deuteronomium sê hy hierdie woorde, hy sê, al wat ek van jou gevra het, is om my lief te hê. Hy sê, en dit is nie so moeilik nie. Want so lief het God die wêreld. As jy in moeilike tye is, moenie bang wees nie, vir die vuur nie. Stap in die vuur, moenie op afstand staan nie. Moenie net hier bly sit in jou kerk nie. Die Here het vir jou 'n werk. Hy wil hê dat jy in 'n vuur moet kom. Hy wil jou by die vuur hê. Kom ons kyk verder, Jesaja 6, vers 5 en 7. Hierdie is nou fantastiese. Hierdie het fantasties. Toe het ek gesê, o wee my verlorene. Gaan lees die vers verder. Hy sê, ek wat verkeerd is van woorde, en ek lewe tussen mense wat ook verkeerd is van woorde. Nou kom ons verander dit in ons taal. Hy sê, o ek wat sondes het, en ek leef tussen mense wat sondes het. Dis wat vandag gebeur.
Ek en jy is sondig, broer en suster. Ons is sondig. Daar is geen heilige onder ons nie, want daar staan, almal het gesondig gekom kort in die heerlikheid van God. Jy kan self gaan opsoek waar dit is. Almal het gesondig. Daar is nie een wat nie gesondig is nie. Nie een van ons is heilig nie. Maar ons streef na heiligmaking. Ons streef om heilig te leef. Ons streef om soos Jesus te leef. En ons kry dit in die bergpredikasie. Jesaja, kyk wat sê hy. En my mond daarmee aangeraak. Ewe skielik sê hy, ek is sondig, Here, en hy kom voor Here, en hy, as jy Jesus ontmoet het in jou lewe, broer en suster, as jy Jesus ontmoet het in jou lewe, sal jy 'n ander mens wees. Jy sal 'n ander mens wees, jy sal nooit kan ophou nie, dit sal opborrel in jou, dit sal uitkom uit jou, want Jesus sê, as ek jou aanraak, verander hy jou. Hy sê vir die vrou by die put, dit sal soos lewende borrelende water uit jou uitkom, 'n fontein van lewende water sal jy uitkom, en jy sal nooit weer dors hê nie. Maar ons, kyk hoe lyk ons gemeentes, kyk hoe lyk ons kerke. Ek het 'n boek daaroor geskryf, The Fallen Church. Is vir 'n tesis wat ek moes gedoen het. The Fallen Church. Ek het gaan kyk hoe lyk die kerk. Hy is besig om weg te val. Die mense soek nie meer na God nie. Maar hier het Jesaja vir ons 'n voorbeeld. Die woord van God is altyd vir ons daar om iets uit te leer en 'n les te leer en te weet wat ons moet doen. Jesaja, o Here, ek is sondig. Vir die eenou gesê, as jy lees Genesis 6, verse 5, Sanna, hierdie woorde geskryf, ek is spyt. God sê, ek is spyt, ek het ooit 'n mens gemaak. Want hy is net sleg in sy kop. Hy is evil, en daarom het God 'n vloed gestuur, want die vloed het in Genesis 7 begin. Hulle sê, toe kies hy vir Noag uit die regverdige man, want hy weet, God het sê, dit help nie meer, ek is hier nie. Die mense luister na my, en ek sê nou vir jou broer en suster, Suid-Afrika en die wêreld gaan geskit word deur God, deur met vuur, met weer, en met droogte, en met al sulke tipe van goed. Totdat ons begin luister na die vuur. Totdat ons begin regtig skrik vir hierdie God wat hemel en aarde en jou gemaak het, en hy roep in jou siel, jy is ingeblaas, God's consciousness, dit is binne in jou. Hoekom voel jy so leeg? Jy het 'n God consciousness, jy het 'n siel, wat heeltyd uitroep na God, Here, ek wil terug gaan paradys toe U die asem in my ingeblaas het, en dit sê, mens, stof, lewe, en daai het hy in jou ingeblaas, en is van tot vandag toe nog in die mens. Daarom aanbid hy kokkas, goggas en sonne en blikke en bekers en goue beeldjies en sulke goed. Hy is op soek na daai leemte, en totdat jy leemte vind, sal jy alkohol, pornografie en alles daar indruk. Maar kom ons kyk toe, ewe skielik, Jesaja is vol sonde. 'n Mooi voorbeeld, almal ken dit. Almal sê, ken hierdie vers, maar hulle ken nie die geskiedenis van die vers nie. Almal ken hierdie vers. Hy sê, en ewe skielik hoor ek hierdie ding, en die Here sê toe vir my, daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? God, in die Bybel staan, God het reg oor die wêreld gekyk, en hy kon niemand sien nie, daar was geen siel wat hy kon roep nie, daar was geen mens regverdig nie, en toe sê hy ewe skielik, wie kan ek? Maar eers het hy iemand gesoek, maar hy moes gereinig word met vuur. Vuur beteken op sonde weg was. Sonde, is jy nie by daai stadium gekom het by Jesus se kruis nie, wat jy sê, Jesus, ek is sondig, Here, vergewe my, en hy raak jou aan met 'n vuur, om jou te reinig, dan verander jou lewe, jy bly nie dieselfde nie. Dadelik, kyk hoe verander Jesaja. Here, hier is ek, stuur my. Hy het nou net gesê, ek is sondig, depressie, ek is sondige mens, Toe raak die engel hom aan met vuur, het die Here jou al met vuur aangeraak. Of wil jy soos al die ander mense net eerder verder toe staan en die kerk van ver af kyk? Nee, ons wil liewer daar bly, want dit is te gevaarlik. Die vuur gaan ons brand. Moses het gesê, nee, ek gaan binne in hy tent en ek stap in die vuur en hy dondersla. Hy en Josua het ingestap.
Daarom kan ons vandag sy wonderwerke lees, want Moses het saam in die vuur gestap, en die vuur is nog steeds daar vandag, maar die mense is nie meer vrees vir dit. Dieselfde met Gideon. Gideon kom en hy sê, wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen? En hy kom agter, dit was 'n engel, verskyn 'n engel aan hom, en hy maak 'n offer ewe skielik daar, en die engel raak met sy staf daaraan, weg is dit. Hoekom? Want hy het vir Gideon 'n werk wat hy moet doen. Hy het vir Samson 'n werk gehad om die Filistyne dood te maak. Hy het vir Gideon gaan om al die altare af te breek. As God jou aanraak met vuur, dan stuur hy jou om iets te doen wat baie gevaarlik is. Maar ons sal eerder een kant staan. Nee, ons staan eerder die een kant. Ons wil liewer saam in stroom wees. Nee, ons moet nou nie ons lewens omkrap nie. God gaan ons lewe omkrap. Dis jou eie worries. As jy eendag voor hom staan en hy sê, nie almal wat my sê, Here sal in my koninkryk inkom nie, net hulle wat die wil van die Vader doen. Ja, maar Here, ons het kerk gehou, ons het dit gedoen, ons het dat gedoen. Here, ons het 'n sendingskool gehad. Here, ons het dit gehad. Dan sê hy, maar wat van jou? Wat van jou? Wat van hom? Het jy gedoen wat my Vader gesê het? Hulle sê, ons het miracles gedoen, Here. En die Here sê, ek sal daai dag vir hulle sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Nee, staan jy daar hier, broer? Nee, ek wil in die vuur aangaan, soos Moses. Jeremia, ek sal aan hom nie, as ek nie omdink nie, en in sy naam nie meer praat nie. Het jy hierdie week oor Jesus gepraat? Het jy hierdie week vir iemand sê, hoor jy, Jesus is lief vir jou? Hy sê, as ek dit nie doen nie, dan word dit my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeendere, en ek het my moeg gemaak om uit te hou, want hy wil nie vir sy vriende vertel nie, want sy vriende het hom gelos, sy vriende het vir hom gesê, man, hou nou op om so kerk te speel, hou op om 'n Jesus people te wees. Toe sê hy kon dit nie meer hou nie, want dit was brandend in sy hart. Dit is met die Emmausgangers. Die Emmausgangers, toe Jesus met hulle die woord deel, toe sê hulle, het dit nie ons harte brandend geword nie, daai woord brandend weer, het dit nie ons harte geconsume, net soos met Jeremia nie, en God het ook vuur in Jeremia gesit, om 'n werk te gaan doen. Jesus sal die mense doop, met die Heilige Gees is meer. Wat beteken dit? Die Heilige Gees gaan jou oortuig van die skrif, wat in die skrif staan, en met vuur, het gaan jou reinig, en dit gaan jou voorberei om 'n job te gaan doen vir God. Hy gaan nie vir jou sê, jy moet predikant word nie. Hy gaan vir jou sê, jy moet by die shopkamp gaan werk, jy moet op die strate rondloop, jy moet by jou werk begin werk, jy moet die mense by jou werk red. Ons is die E3. Ek en my vrou is E3 opleiers, al vir weet nie hoeveel jaar nie, 10 jaar nou al, nee, meer as 10 jaar. En ons het in Middelburg mense 'n kerk opgelei. In die kerk was daar van jong mense af tot ou mense. 78, 80 jaar oud. En toe hulle klaar opgelei is die E3, toe bel die een ou tannie vir Martie, sy is so bly, een ou vroukie. Sy sê, ek is vir die eerste keer 3 tannies by die ouwe thuis na die Here toe gelei. Sy het agterkom, toe sê sy, weet jy, dit is nie Nellis en Martie wat die E3 gee vir ons nie. Sy sê, dit is God wat vir ons sê, ons moet disciples maak. Sy sê, en hulle het dit vir ons dit makliker gemaak. Sy het in die ouwe thuis 3 mense na die Here toe gelei. Een ou het sy hart vir die eerste keer na die Here gegee. Wat gebeur? Die vuur van God is nog steeds besig, maar is in die harte nou. Dis nie meer openlik nie, dis ek en jy. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Matteus 5, nou vra jy vir my, Nellis, wat moet ek doen? Nellis, jy weet, wanneer laat het jy God se stem gehoor? Wanneer laat het jy gehoor, die Here praat met jou en sê vir jou, gaan so toe, gaan so toe, gaan so toe. Ek hoor dit baie, my vrou hoor dit. As my vrou dit hoor, dan vra ek eers vir die Here, Here, het my vrou regtig dit gehoor? En dan sê hy vir my ja of nee, en dan doen ons dit. Jy kan dit met enigiets doen. Dan sê die wêreld vir jou, jy is te stadig, ons nou wil jy nou jou antwoord weer. Nee, ek gaan dit uitvind by die Here.
Die pilaar staan stil, hy beweeg nie. Ek gaan vir die Here vra. Nee, maar jy moet hierdie gebou nou koop, jy moet hierdie kar nou koop. Nee, ek wil eers vir die Here vra, moet ek hierdie kar by jou koop of Here, is dit van U af of is dit van die duiwel? Dan sê hy gou, as dit van die duiwel af is, Here, vat dit weg. Kom jy ou na toe, hoor jy? Die kar is klaar verkoop, jy moet hom nou koop, nee, ek gaan nie hom by jou koop nie. Dis hoe jy vandag leef. Maar hoe kan jy dit wees? Waar sê hulle vir ons wat ons moet wees? Jy ken Matteus. Toe ek nou dag het lees, hoe kan mense nog so dom wees? Maar dis 2 Korintiërs 4, vers 4. Dis hy, die vyand van hierdie wêreld, wat die sluier oor mense se oë bring. Dan sê Paulus, sodat die lig wat ek aan julle verkondig, verberg. Sodat die mense, dis die vyand wat die sluier oor julle oor, hy verblind mense om die waarheid in God se woord te sien, en totdat jy nie deur die Heilige Gees jou lei nie, en leef in die Heilige Gees se teenwoordigheid nie, sal jy nie die lig sien wat in die wêreld verkondig, of nou op hierdie toonbaar preekstoel verkondig word nie. Jy weet nie hoeveel jaar sit jy hierso nie, en jy sien nie die lig nie. Daar so staan. Julle sal soos 'n stad wees soos 'n lig, 'n lamp. 'n Lamp word deur vuur aangesteek. Daai tyd het hulle lampe gehad, word deur vuur aangesteek. Nou as jy nie brand ergens vir iemand nie, het jy donkerte vir iemand gegee, of het jy die emmer afgehaal en hom op 'n staander gesit en sê, ek is 'n kind van Here Jesus. Wat julle doen is sonde. Ek stap uit hierdie ding uit. Dit is verkeerd. Ek stem nie saam met hierdie geding wat julle doen nie. Ek stem nie saam met dit nie. Ek is 'n kind van Jesus en Jesus sê ek mag dit nie doen nie. Daarom doen ek dit nie. Of het jy eerder stil gebly want jy kan miskien iemand omkrap. Die ouderling kan miskien omgekrap wees. Die dominee. My vriendin gaan nie met my hare verniet doen nie. Want sy's in daai klas. Jy moet jou lig laat skyn. Die Here gaan vir jou vra, hoekom het jy nie jou lig laat skyn nie? Hoekom het jy dit geberg? En Filippense, hierdie is my favorite, ken hom eintlik in my kop uit. Dan staan daar, werk uit jy die eie heil met vrees en bewe, laat sodat jy so kan leef, hierin, sodat jy onberustig, soos kinders van God, soos Christene kan leef, te midde van 'n krom verdraaide geslag, onder wie julle sal skyn soos ligte. Dis wat Paulus wil sê. Hy sê, dit is wat julle is. Julle moet met God uitwerk, as dit God werk uit julle eie heil met vrees en bewe, en God sal werk tot sy eie behaag. Nie jou behaag nie. Daarom moet julle skyn. Nou kom mense na my toe, baie mense. Nou alles maak nie Heilige Gees nie, nee. Jesus self sê, van Johannes 14 af tot 16, sê Jesus, en my gees plaas ek in julle. Hy wat my lief het my gees, my woord is in hulle. Hy wat my woord bewaar is in hulle. Hy is hy wat my lief het. Nou nee, ek het nie die krag om dit te doen nie, moenie worry nie. Daar staan in Johannes 1 vers 12, dink ek. Hy wat sal vir julle die krag gee om kinders van God te word. Hy aan julle mag gee. Julle, ons, almal, mag gee. Na die rykdom van sy oorvloedige heerlikheid. God sê, ek sal vir jou die dief kom om te seën en te slag, maar ek kom vir julle oorvloedig te gee. Alles in oorvloed te gee. Ja, kom het. In heerlikheid. Met krag versterk te word. Deur die Gees. Waar is die Gees? In 'n mens. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Jy kan by enige huis wat, en jy is besig om 'n lig vir God te wees. As jy nie 'n lig is nie, dan is God teleurgestel. Dis 'n sonde dan. As kind van God sondig jy. Want hy sê, gaan wees 'n lig aan my. Laat mense kan sien, die kerk is die lig. Maar as hulle nie lig sien, as hulle net 'n klomp kerkouens sien, en elke dag kerk hou, en elke dag kerk praat, en elke kerk wees, en elke dag kerk boring, dan gaan hulle nou kerk toe kom nie. Maar die lig wat skyn, bring mense na kerk toe.
As jy so Jesus wil wees, dan bury jy, memoriseer jy die woord. Jy moet nie die woord op jou tafel los nie. Jy moet hom in jou hart bære. En dis die lig. Efesiërs 6 praat van oor die wapenrusting. Hy sê in die swaard van die Heilige Gees, die swaard wat jy mee veg, ga buitekant. Hy lê op die tafel, iemand val in jou huis in. Nou sê jy eers vir hom, hier kom 'n ou en hy val in jou huis in, hy kom in die huis in, en hy wil jou aanraak. Jy tjoen vir hom, hou so 'n bietjie aan, hou net 'n bietjie aan. Ek wil net gaan my geweer gaan kry, of wat ook al. Ek wil net gaan my swaard gaan kry, nou loop jy kamer toe. Wat gaan jy ou doen? Nee, hy gaan jou huis oorneem, broer. Want hy kom in te besoek in jou huis. En jy kom in te, jou kennis van die woord is net so groot, soos 'n toothpick. Nou kom jy, ding, 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 ding. En die Satan maak jou, net daar, val jy in jou geloof uit. Wat moet jy doen? Vanoggend. En ek sluit hiermee af. Wat moet jy doen? Val op jou knieë. Here, toe ek U aanskou, en sien dat U werklik daar is, dat die vuur uit U oë uitkom, Jesus in Openbaring 1, staan daar, en ek sien, en ek draai op, en ek hoor die geluid van storm van waters, en ek kyk om te hoor, ek die vuur, en ek sien die vuur uit sy oë uitkom, dis oordeel. Hy loop tussen die kerke rond vandag, loop Jesus so rond, met 4 oë, dit klink soos donderstorm, dit klink soos weerlig, dit klink soos alles, en hy oordeel die kerke, en hy het die kerke lig bevind, want julle het hulle eerste liefde verlaat. En as jy dit gedoen het, dan moet jy soos Jesaja doen. Here, ek is vol sonde. En dan sal jy deur 'n vuurtydperk gaan, broer. Maar dis die moeite werd. Hou op om hier te staan, in die kerk van 'n afstand. Stap in waar God werk en sê, ek wil deel van hierdie vuur wees. En jy sal aangesteek word. En dit sal nooit ophou nie. Sê vir hom, nou by Jesus sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En dan sê hy vir jou, ek soek iemand om te gaan. En dan sê hy vir hom, ek sal gaan, Here. Dis hoe dit begin. Jy val op jou knie. En soos Paulus gesê het, toe hy Saul was, en die Here slaat hom, en hy val neer, hy sê, wie is U? Hy sê, ek is Jesus die Christus. En toe sê hy vir hom hierdie woorde, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Dis al wat jy hoef te sê. En hy sê, almal wat my aanroep, sal ek antwoord. I appreciate you taking the time to hear today's lesson. To receive updates, kindly subscribe to our channel and share with your friends and family.